Ons het as gesin 1 keer 'n jaar by die Suidkus gaan vakansie hou, die hoogtepunt van die jaar. My pa wou altyd voor sononder al by die see wees en daarom het ons vroeg gery en het ons gewoonlik al net na sonsopkoms by Van Reenenspas aangekom. Die mis het gewoonlik so dig op die berge gelê en my ma het altyd gesê, kyk, ons gaan nou in die wolke inry. Ek wou altyd my venster oopdraai om aan die wolke te vat. En elke keer kon ek al in my verbeelding sien hoe ek hierdie sagte watte wolk vasgryp. My pa het gewoonlik 'n bietjie stadiger gery en ek en my boetie het ons hande by die venster uitgesteek om die wolke te gryp. En dan was al wat ons gevoel het, koud en nat. Ek kon net nie begryp dat ek dit nie kon raakgryp nie. So is die lewe. Die skrywer van die boek Prediker praat oor al die dinge wat hy al in hierdie lewe nagejaag het. Rykdom, vreugde, mag, wysheid, noem maar op. Maar soos 'n refrein deur die boek, kom hy elke keer tot dieselfde gevolgtrekking. Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Ons vang egter dikwels nie wat die prediker wil sê nie, want die woord wat ons in Afrikaans met niks vertaal, het eintlik 'n dieper betekenis. Die woord hevel in die Hebreëus beteken eintlik nie niks nie, maar verwys na iets soos rook of waterdamp of mis. Net soos mis vir 'n oomblik sigbaar is en in die lug hang en dan verdwyn, so is die lewe. Dit is kortstondig. Dit is nietig. Maar die woord sê ook meer as dit, want soos mis en rook kan jy dit sien, dis daar, dis 'n werklikheid. Maar die oomblik wanneer jy dit probeer najag en gryp en vashou en begryp, dan ontglip dit jou. Dis 'n enigma, 'n raaisel wat ons as mense maar net nie kan ontsyfer nie, al probeer ons hoe hard. Raaisels waarmee ek en jy elke dag te doen kry, soos waarom my broer skielik in die hospitaal opgeneem is en 'n ernstige noodoperasie moes ondergaan. Waarom ons planne nie uitgewerk het nie, of waarom jou huwelik op die rotse is, of jou kinders besig is om hulle eie lewens te verwoes. Hoor mooi wat sê die prediker. Alles kom nie tot niks nie. Maar om alles te probeer verstaan en verklaar, gaan jou niks help nie. En dit is soos waterdamp, vlietend, verganklik, en 'n misterie wat 'n mens nie kan vasvang nie. Die probleem is dat ons te veel gryp. Rykdom, vreugde, eer, maar ons probeer ook te veel begryp. Ons probeer alles vang, terwyl ons God ons nooi om te ontvang. Luister hoe sê hy dit in Prediker. Dit is 'n gawe uit die hand van God. 'n Gawe, nie 'n prestasie nie, nie 'n beloning nie, nie iets wat jy beheer nie, iets wat jy ontvang. En miskien is dit die geheim van geloof. Nie om alles te probeer vang en begryp nie, maar om ontvanklik te word en te vertrou. Ontvang die dag. Ontvang die mense rondom jou. Ontvang elke krieseltjie genade van God. Ontvang die asem van sy gees. Ontvang die teenwoordigheid van Jesus. Want geloof is nie wanneer alles uiteindelik sin maak nie. Geloof is wanneer jy ontdek, ek hoef nie alles te begryp nie. Want daar is een wat my begryp. Ek hoef nie alles vas te hou nie. Want daar is een wat my vashou. Luister nou na die gedig. Heer, ons staan voor U
as mens verstaan ons nie weer. Ek tuimel deur my ligkasteel, gryp na torings, mure, permanensie. Die droom ontrafel en die vloer ontbind in vlieswolkslierte. Gaan niemand ingryp nie? Hoe kom ek hier deur? Hoe kom ek hier? Hoe kom? Ek begryp nie. My greep op die werklikheid, 'n rookskim wat hang. Ek gryp daarna en vang. Mis. Dis mis. Onvangbaar, onaantastbaar en tog daar. Nou begryp ek. My begrip is onnodig. Al vang ek mis, U vang my altyd raak.